Ek dink baie van ons hou van 'n mooi bord. Party hou so baie daarvan, hulle klomp verskillende bordjies teen hulle mure. Ja, daar's definitief iets aan 'n mooi bord en party slaap dink ek, God het ons gemaak soos 'n mooi bordjie. Elke een uniek. Maar dan gebeur die lewe met ons. En een van die dinge wat gebeur is, ons breek. Ons val en ons breek. En dan is dit partyslae maklik om ons weer aan mekaar te sit. Maar jy sien, die les wat ons hieruit moet leer is dat ons baie keer verantwoordelik is vir hierdie bordjie se breek. En dan is dit natuurlik, word dit van ons verwag om te sê, askies. Maar sien, askies maak nie hierdie bordjie weer heel nie. En partyslae kan die bordjie aan mekaar geplak word en ons kan hom dalk weer gebruik, maar dalk nie vir die doel as 'n bord nie, maar vir iets anders. Partyslae breek hierdie bord so in stukke dat hy nie aan mekaar geplak kan word nie. So wat probeer ek vir jou sê? Wees versigtig dat jy nie 'n bordjie breek nie, want askies is baie moeilik om partysaal reg te maak. Maar aan die ander kant, 'n bordjie wat in flarde gebreek is, dalk as gevolg van die dood van 'n geliefde, of 'n egskeiding, of 'n droom wat in flarde is, dan kan 'n mens tog gaan sit en hierdie bordjie weer heel maak. En dalk nie dat hy lyk soos wat hy gelyk het nie, maar jy het die vermoë om hierdie bordjie se stukkies op te tel en 'n pragtige mosaïek van te maak. Of selfs in jou tuin vir 'n versiering te gebruik. So, of jy nou vandag nog 'n heel bordjie is, 'n bordjie wat net effens stikkend is, of heeltemal in stukke is, daar is hoop vir jou. God kan jou herstel in iets moois wat weer bruikbaar kan wees. En as iemand vir jou sê askies, aanvaar dit, hulle het dit dalk nie bedoel nie. Dalk gebruik God hulle ook maar, soos Judas Iskariot, wat ek maar altyd innige simpatie moet hê. Al weet ek party mense sê hy gaan hel toe, ek wil nie glo hy gaan hel toe nie, want iemand moes daai werk gedoen het. Net so is dit partyslae nodig in jou lewe, dat iemand iets moes doen, of iets moes gebeur het, of die duiwel toets jou tot op die einde toe. Maar moenie stikkend bly nie. Moenie in skerwe bly nie. Julle weet die Chinese plak bordjies wat stikkend is, of enige ander porselein, met goue gom vas. En dit word dan 'n kunswerk, en hulle beskou dit as mooier as die heel bordjie. En dis die gedagte wat ek vandag met jou wil los. Is jy in skerwe? Plak jouself by mekaar op 'n ander mooier manier, en wees 'n getuienis vir God se groot geliefde en genade.